Julle, baie welkom by 'n splinternuwe reeks en reis wat ons saam gaan aanpak by die kleingroep materiaal vir die volgende paar weke. Ons het agtergekom in Oosterrig dat daar regtig 'n groot disconnect is tussen my geestelike lewe, my verhouding met die Here, my kerklewe, my community lewe en my werkslewe, my sekulêre lewe amper wil ek sê. Dit wat ek by die werk doen, hoe ek my kollegas hanteer, hoe ek moeilike gesprekke moet hê met kollegas, hoe ek wat 'n CEO is van 'n besigheid in 'n liefdevolle manier iemand moet afdank en ons het gesien daar's 'n disconnect tussen hierdie twee sfere. So dis hoekom ons besluit het om vir die volgende paar weke te gesels oor werk, om te sê, hoe connect ons werk met God se werk? Hoe connect ek my 9 to 5 met my geestelike lewe? So baie welkom by hierdie 6-week journey oor die teologie van werk. Vir baie van ons is werk iets wat ons bloot net verduur om die res van ons lewens te kan geniet, om geldjie bymekaar te maak om op vakansie te kan gaan. Of dalk is dit iets wat ons gebruik om ons waarde, ons sukses te definieer of selfs ons ego te streel. Maar soos Timothy Keller in 'n baie goeie boek van hom, The Every Good Endeavor Unpack, is werk nie net 'n noodsaaklikheid vir kwaad of 'n platform vir selfverheerliking nie, dis 'n ontwerpskenmerk van die mensdom. En oor die volgende paar weke gaan ons 3 bewegings van werk verken. Die eerste beweging is God se plan vir werk, hoekom werk geskep is en waarom dit saak maak. Die tweede beweging is ons probleem met werk, hoekom werk vir ons dikwels frustrerend of vrugteloos of selfs soos 'n afgod geword het. En die derde beweging is die evangelie en werk, hoe 'n verhouding met Christus vir ons 'n nuwe kompas, 'n nuwe innerlike rus en 'n nuwe krag gee om die wêreld deur ons beroepe te dien. Ons doel is nie net om beter werkers te word nie, maar om ons daaglikse arbeid te sien as 'n primêre manier waarop ons God liefhet en waarmee ons ons naaste dien. So vandag begin ons met die heel eerste sessie waar ons gaan gesels oor die ontwerp en die waardigheid van werk. En ons begin by die Bybelse vertrekpunt. In die begin het God gewerk. En dis 'n aangrypende openbaring in vergelyking met al die ander antieke wêreldbeskouings waar gode die mens geskep het om die vuil werk te doen, wat hulle self nie wou doen nie. Maar in Genesis sien ons 'n God wat sy moue opgerol het om die stof te vorm en in 'n tuin te plant. Keller wys daarop dat as God gewerk het, dan is werk nie 'n vloek waaruit ons probeer ontsnap nie. Genesis 2 vers 15 sê vir ons, die Here God het die mens in die tuin van Eden laat woon om dit te bewerk en om dit op te pas. Dit het gebeur voor die sondeval. Met ander woorde, werk is deel van die paradys. En dis hoekom werk 'n tipe van kultuurskepping is. Om die tuin te bewerk en op te pas, wat dikwels vertaal word as om die aarde te ontwerp en om te vul, beteken om die grondstowwe, die bronne van die skepping te vat, dit te ontwikkel en dit te vorm in iets wat voorspoed verander bring. Dink aan 'n musikant, hy neem die grondstof van klank en hy skep 'n harmonie. 'n Programmeerder vat die grondstof, die bronne van logika en hy skep 'n instrument of 'n application of 'n website. 'n Ouer neem die grondstof van 'n kind se potensiaal en hy vorm 'n mens se karakter en kwaliteite. So wanneer ons werk, vervul ons hierdie kulturele opdrag. Ons sit God se werk voort deur orde uit chaos te bring en skoonheid uit potensiaal te bring. So hier is ons vir julle eerste besprekingsvraag waaroor julle 'n bietjie kan gesels. Dink aan die grondstowwe, die bronne van jou spesifieke werk of ruimte waar jy tyd spandeer, of dit nou data of mense of fisiese materiaal is of idees is. Hoe bewerk jou daaglikse werk daardie materiaal om iets bruikbaars of moois vir ander te skep? Gesels daaroor en dan gaan ons aan. Een van die mees bevrydende waarhede in Keller se boek oor werk is die afbreek van die skeiding tussen die geestelike en die sekulêre. Dis waarmee ek begin het hier in hierdie sessie. Want ons dink dikwels dat geestelike werk, met ander woorde die predikante en die sendelinge en die worship leaders, belangriker is vir God as sekulêre werk, soos die loodgieters en die bankiers en die kunstenaars. Maar Keller beklemtoon egter dat God vir sy skepping sorg deur die masker van menslike arbeid. So wanneer ons bid, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood, is die vraag altyd hoe verhoor God daardie gebed? En hy verhoor dit deur die boer, deur die vragmotorbestuurder, deur die bakker en die kassier. Alle werk wat die gemeenskap dien, is God se werk.
Martin Luther het dit famously so gestel. Hy sê, God himself will milk the cows through him whose vocation that is. Hierdie frase beteken beklemtoon sy teologie van roeping en beweer dat alle eerlike werk, maak nie saak hoe alledaags jou werk voel nie, is 'n heilige roeping waar God deur mense werk om vir die wêreld te voorsien. Eerder as dat dit slegs die godsdienstige werk is wat heilig is. Elke wettige beroep het waardigheid omdat dit 'n manier is om God se hande en voete te wees in die wêreld. So hier's vir jou 'n tweede vraag waaroor jy lekker kan gesels in die groep. Voel jy soms dat jou werk minder belangrik is, omdat dit nie uitdruklik bediening is nie? En hoe verander die gedagte dat God die koeie melk deur jou spesifieke beroep, jou sin vir doelgerigtheid en getrouheid in jou werk môreoggend? Chat bietjie hieroor. Laastens is werk 'n vereiste vir menslike tevredenheid. Keller merk op dat net soos 'n vis eers werklik vry is wanneer dit beperk is tot water, is mense eers werklik vry wanneer hulle funksioneer binne die ontwerp waarvoor hulle gemaak is. Ons is ontwerp om te werk. Ons is ontwerp vir doelgerigte werk. Maak nie saak of dit jou betaalde werk is en of dit jou huishoudelike taakies is nie. Sonder werk verloor ons sin vir eienaarskap en bydra en eintlik ook meaning. Maar wanneer ons werk as 'n geskenk van God sien, hou op ons op om dit as 'n las te beskou en begin ons dit sien as 'n geleentheid om sy karakter te weerspieël. 1 Korintiërs 10 wat ons net nou die dag in die gemeente oor gepreek het, vers 31 sê, of julle eet of julle drink of wat ook al julle doen, doen alles tot eer van God, ook jou werk. Hier is ons vir julle 'n derde besprekingspunt waaroor julle 'n bietjie kan gesels. As jy hierdie week tot eer van God sou werk, eerder as vir 'n salaris of die goedkeuring van jou baas, watter spesifieke gewoontes of houding sou jy moes verander? Chat 'n bietjie hieroor. Nou alles wat ons gesê het, wil ek sommer net vir jou 'n paar teksgedeeltes oor werk lys waaroor jy lekker saam kan gesels en daarna kan afsluit. En die heel eerste teksgedeelte is Psalm 19 vers 2 wat sê die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. En hierdie vers wys eintlik vir ons dat God se werk in die skepping sy karakter openbaar. En net so openbaar ons werk iets van God se beeld in ons. Werk is 'n vorm van selfopenbaring en kreatiwiteit. Tweede teksgedeelte is Eksodus 31, daar vers 1 tot 5. Daar staan die volgende: Die Here het vir Moses gesê, kyk, ek het vir Besaleel uitgekies. Hy is seun van Uri, seun van Gur uit die stam Juda, en ek het hom toegerus met my gees sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen. Ontwerpe maak en dit vir goud, silwer en brons uitwerk. Edelstene verwerk en monteer en houtwerk doen. Hy sal enige werk kan doen. Hierdie is een van die belangrikste gedeeltes in die Bybel oor sekulêre werk of vaardighede. God vul mense met sy gees om vakmanskap, ontwerp en handewerk te doen. En dit bevestig vir ons dat tegniese en kunstige vaardighede ook 'n geestelike gawe is hoe jy die Here kan verheerlik. Verder sê Psalm 90 vers 17 vir ons: Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande hou dit in stand. Hierdie is eintlik 'n gebed waar ons vra dat God ons tydelike daaglikse werk, die werk van ons hande, 'n ewige betekenis en vastigheid sal gee. So bid ook hierdie gebed wanneer jy oor hierdie tema nadink. En 'n ander enetjie is Prediker 3 vers 13 wat sê dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. En hierdie teksgedeelte herinner ons dat die vermoë om te werk en bevrediging daaruit te put 'n direkte geskenk van God is. En dat dit nie veronderstel is om vir ons 'n las te wees nie. So gesels en reflekteer 'n bietjie saam oor hierdie teksgedeeltes en sluit dan saam af met gebed. Bid vir mekaar vir die werk wat môre weer aangaan. Grace and peace en ons sien mekaar gou weer. Totsiens.